Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Dinsdag 21 Oktober. Die Here is 'n krygsman. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie en U woord te kan bestudeer. Liewe Vader, help asseblief dat ons hierdie boodskap mag verstaan en mag deel met elkeen rondom ons. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Eksodus 2 vers 23 tot 25. Eksodus 12 vers 12 en 13, as ook Eksodus 15 vers 3 tot 11. Wat beteken dit dat God 'n krygsman is? Of soos die Bybel vir almal vertaling dit stel, dat die Here kan oorlog maak? Ons lees Eksodus 2 vers 23 tot 25. In daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny en hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God en God het hulle gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham en Isak en met Jakob en God het die kinders van Israel aangesien en God het hulle geken. Ons lees Eksodus 12 vers 12 en 13. Want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Eksodus 12 vers 12 en 13. Ons lees Eksodus 15 vers 3 tot 11. Die Here is 'n krygsman, Here is sy naam. Hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp en sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink. Die watervloede het hulle oordek, hulle het in die kolke gesink soos 'n klip. O Here, U regterhand is verheerlik deur krag, U regterhand, o Here, verpletter die vyand. En in U groote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan, U stuur U toorngloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel. En deur die geblaas van U neus het die water hulle opgestapel, die strome het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê, ek sal agtervolg, inhaal, buitverdeel, my begeerte sal versadig word van hulle, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. U het met U asem geblaas, die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? Eksodus 15 vers 3 tot 11. Gedurende 'n lang verblyf in Egipteland het die volk van die Here die lewende God van hulle voorvaders vergeet. Menige voorval uit hul woestynomswerwinge toon dat hul kennis oor die God van Abraham, Isak en Jakob inderdaad vervaag het. So het hulle toe heidense elemente met hul religieuse praktyke gemeng. Ons lees Eksodus 32 vers 1 tot 4 wat sê, toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af, wat aan julle ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk, wat aan hulle ore was, en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem, en dit met die bytel bewerk, en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Eksodus 32 vers 1 tot 4. Te midde van hul onderdrukking in Egipteland het die Jode uitgeroep tot God in hoofstuk 2 vers 23 tot 25 en op die bestemde tyd het die Here ter wille van sy volk ingegryp. Die konflik wat in die eerste 12 hoofstukke van Eksodus beskryf word, was egter meer as 'n blote magstryd tussen Moses en Farao. Let hier op 'n algemene siening betreffende oorlogvoering onder die ou nabye oostere nasies, naamlik dat konflik tussen mense eintlik op 'n konflik tussen 2 of meer gode neergekom het. Eksodus 12 vers 12 verklaar inderdaad dat die Here sy oordeele sal voltrek en nie net oor die Farao nie. Hy sal ook afreken met die gode van Egipteland, met daardie kragtige demone wat agter Egipteland se geweldige onderdrukking en hul stelsel van sosiale ongeregtigheid geskuil het. Levitikus 17 vers 7 sê vir ons, en hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aanhoreer nie. Dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hulle geslagte. Deuteronomium 32 vers 17 sê, hulle het aan die duiwels geoffer wat nie God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie, nuus wat kort gelede opgekom het vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie. Deuteronomium 32 vers 17. Op die keper beskou is God in 'n oorlog teen sonde gewikkel. Dit is 'n konflik wat hy nie vir ewig sal duld nie. Ons lees Psalm 24 vers 8, wie is tog die Here koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, geweldig in die stryd. Openbaring 19 vers 11 sê, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Openbaring 20 vers 1 tot 4, sowel as vers 14 sê vir ons, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lank. En die dood in die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Openbaring 20 vers 1 tot 4, sowel as vers 14. Al die gevalle engele, as ook die mense wat hulself onteenseglik en onherroepelik tot sonde verbind het, gaan dan uitgedaag word. In die lig hiervan moet ons die onderskeie oorloë teen die inwoners van Kanaan as 'n vroeë fase in hierdie groot stryd beskou, 'n stryd wat sy hoogtepunt aan die kruis bereik het, en wat uiteindelik in die laaste oordeel volvoer gaan word, wanneer die geregtigheid en karakter van God van alle blaam gesuiwer gaan word. Die idee dat die Kanaaniete totaal uitgewis moes word, moet vanuit 'n Bybelse uitkyk op die wêreldgeskiedenis verstaan word, waarin God in 'n bo-menslike stryd teen die voorstaandes van die bose in hierdie heelal gewikkel is. Op die keper beskou, gaan dit hier om God se reputasie en karakter. Romeine 3 vers 4 sê vir ons, maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Openbaring 15 vers 3 sê, en hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges.
Sedert sonde die mensdom binnengedring het, bevind niemand hulle op neutrale grond nie. Of jy is aan God se kant, of jy skaar jou by die bose. Teen hierdie agtergrond moet ons die uitwissing van die Kanaaniete verstaan as 'n voorskou op die laaste oordeel. Die groot stryd is 'n voldonge feit. Dit beperk ons tot een van twee opsies. Ons moet 'n kant kies. Die vraag is net, hoe weet jy aan watter kant jy jou werklik bevind?